Lese van Wheaton College lui, "It is always too soon to quit." Dis altyd te gou om moed te verloor. Nou die man agter daardie woorde, V. Raymond Edman, was self iemand wat deur swaar kry gegaan het, maar het altyd volgehou. En daardie lese van die universiteit het generasies se studente gevorm. Dis 'n baie sterk lese, maar Paulus sê iets nog sterkers. In 2 Korintiërs 4:8-9 skryf hy, "Ons is in alles verdruk, maar nie teneergedruk nie. Oor raad verleë, maar nie radeloos nie. Vervolg, maar nie verlaat nie. Neergeslaan, maar nie vernietig nie." Hy ontken nie swaar kry nie. Hy sê nie, alles is reg nie. Nee. Hy sê, dit is swaar, maar is nie die einde nie. Nou wat maak die verskil? Paulus noem ons in die gedeelte kleipotte, breekbaar, eintlik stofagtig. En is nou interessant, vandag op Aswoensdag word ons herinner, stof is jy en tot stof sal jy terugkeer. Ons broosheid word nie ontken nie, maar is nie ons finale identiteit nie. Die krag lê nie in die kleipot nie, dit lê in die skat binne-in. En die rede waarom Paulus nie moedeloos word nie, is nie omdat hy sterk is nie, maar omdat hy aan Christus behoort. In Romeine 6 sê hy, ons is met Christus verenig, in sy dood en ook in sy opstanding. En dit beteken tog, die kruis is werklik, maar net so die opstanding. Miskien voel jy verdruk. Jy beleef werksdruk, lewensdruk, onsekerheid, druk oral op verskeie aspekte in jou lewe. Maar as Woensdag herinner jou, ons is stof, maar ons is stof wat deur God vasgehou word. Jy kan getref word, maar jy hoef nie vernietig te word nie. Jy kan val, maar jy bly nie lê nie. Want swaar kry het nie die laaste woorde nie. Christus het. En daarom word ons nie moedeloos nie, want dit is altyd te gou om moed op te gee. Ons word verdruk, maar nie teneergedruk nie. Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, Heer, ons bid tot U vandag as mense wat in hierdie wêreld ook druk beleef. Baie keer word ons verdruk. Ons beleef soveel druk van soveel kante af, dat dit baie keer vir ons voel dat ons wil tou opgooi. Maar Here, dankie dat ons vandag weer herinner kon word, dat ons sterkheid, ons krag, lê nie in die uiterlike nie. Dit lê in U. En ons weet daarom hoef ons nie teneergedruk te wees nie. Want ons kan altyd op U bly hoop. U wat vir ons gekruisig is. U wat vir ons opgestaan het. Ons besef vandag op Aswoensdag ons gebrokenheid, ons nietigheid, dat ons stof is. Maar ons besef, ons is stof in U hande. En dit gee vir ons hoop. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Dankie dat jy vandag weer ingeskakel het hier by die kerk aanlyn. Indien dit vir jou moontlik is, jy weet al, deel hierdie evangelie met ander. Dalk het iemand net nodig om te besef, daar gaan verdrukking wees. Maar dit sal jou nie vernietig nie. Jy hoef nie teneergedruk te wees nie. Tot 'n volgende keer.